Jy luister na Perspektief, 'n program van Radio Scriptura. Welkom. Perspektief wil vir jou 'n vars, Bybelse perspektief gee op enkele nuusgebeure van die afgelope maand. Goeiemôre, my naam is Nicolas Pinaar en jy luister na die nuutste episode van Radio Scriptura. Saam met my in die ateljee vanmôre is Dominee Jaco de Beer. Hoe gaan dit met jou, Jaco? Goeiemôre Nick, nee, dit gaan baie goed. Dit is amper einde van die jaar, dinge raak maar soms besig aan die einde van die jaar, maar dit gaan baie goed met ons, dankie. Daar by julle? Baie wonderlik. Nee, by ons ook lekker aan die gang. Kinders is in die skool, nog vir die laaste paar dae. Kerspartytjies word al beplan en nee, dit is 'n lekker besige tyd. Ja, net sommer so voor ons met die episode begin. Ons gemeente hier in Hermanus vier hulle 25ste verjaarsdag nou hierdie Sondag. So ons is baie dankbaar om 'n jong gemeente te wees, relatief gesproke en wat nog vorentoe kan kyk. So dis 'n lekker stuk opwinding hier plaaslik en dan sit natuurlik ook die Kersseisoen hier dat ons dikwels hele sweterhiel besoekers en gaste en so wat kom. So ons sien uit om 'n mooi opbouende preekseisoen ook te hê. So dit gaan goed. En daar by jou op die vlaktes, Jaco, hoe gaan dit met jou bediening? Ja, die Kaapse vlaktes het 'n heel ander kultuur of omgewing as wat ons gewoond is in die stede of in jou gewone middelklas buurte. Ja, so ons is tans besig om ons het nou 'n doopdiens gehad afgelope Sondag. Volgende Sondag het ons die Sondag nagmaal en dan ook 'n Kerssangdiens. Ons het nou so 'n tradisie om begin van Desember 'n Kerssangdiens te hê wat vir die mense baie groot is 'n geleentheid om mekaar te kom en saam te wees. Daar's min sulke geleenthede. So baie dinge gebeur rondom die kerk in sulke omgewings in die townships, as ek dit so kan noem. En ja, en nogal hier van middel Desember af raak dit stil. Baie mense gaan ook weg. Hulle reis na hulle geliefdes toe wat gewoonlik buite die omgewing ook bly. So dit raak redelik stil hier van middel Desember af. Maar hierdie laaste paar weke is so asof alles ingehaal word wat gemis gaan word. Maar dit is ook 'n mooi tyd. Ons bly die woord van die Here verkondig en dit is ook 'n tyd waarin ons regtig diep bewus is van die nood. Ons as kerk doen ook moeite om in hierdie tyd vir mense, ons gee kospakkies uit en vir gemeentelede ook, want ons weet ons gaan om 'n tafel sit en baie het nie eers die vermoë daartoe nie. In die realiteit van dis 'n moeilike tyd, dis 'n tyd waar drank geweldig in die Kaapse vlaktes en geweld en bendegeweld en net algemene burgerlike geweld hier in huisgesinne en so ons kindertjies wat baie kinders wat onder swaar kry. Skoolkinders gaan op vakansie, so hulle loop baie op die strate rond en sulke goede. Daar's nie soos by ons buurte waar daar heenkome is sulke goed nie. So daai tipe goed is maar baie daarin, so ons fokus ook daarop om daar te bedien en daar te wees in daai omstandighede. Ja, baie sterkte, Jaco. Ja, dis treffend, dis verskillende gemeentes albei bedien, maar dis op 'n heeltemal 'n verskillende manier wat mense die Kersseisoen beleef. So baie sterkte vir jou en jou kerkraad ook in daai leiding wat jy daar gee. Maar ook ons rede vir ons episode vanmôre is ons is met ons perspektief episode doenig. So ons kyk terug na die afgelope maand se nuusgebeure en ons wil graag 'n Bybelse lig daarop laat skyn. En ons het vanmôre 3 sake wat ons graag na wil kyk. Ek gaan die baniere net verander dat ons hulle kan sien. So eerstens is daar in die nuus het ons gehoor van John Steenhuisen wat glo 'n R150,000 se persoonlike kredietkaartskuld het en dan ook dat hy sy party se kredietkaart hom ontneem is en dat dit blyk asof die man nie baie verantwoordelik met sy persoonlike finansies omgaan nie. Ons wil 'n bietjie daar gesels, maar dan ook die persoonlike ding van persoonlike kredietkaartskuld en daai moeilike ding van as jy uit jou kredietkaartskuld uitleef en elke maand dit terug moet betaal en die volgende maand net weer daarin val. Ek dink dit is iets wat baie mense tref en hoe mense daarmee te werk gaan, die spanning rondom dit en verligting daarvan. Tweedens is
ook so uit die DA kringe het ons gehoor dat hulle minister van forestries, fisheries en natuurlike hulpbronne, dit is Dion George was vervang met Willie Oukamp en daar's nou 'n hele herrie rondom waarskynlik rentmeesterskap of die alle soos wat hulle praat van die hunting lobby. En ons wil 'n bietjie gesels oor hoe sê die Bybel moet die natuur benut word en ek het 'n lekker kontroversiële opsie daar as jy ooit 'n leeu wil jag. Ons weet in Suid-Afrika is geblikte leeujag onwettig, maar daar is 'n groot industrie rondom leeu's in Suid-Afrika en 'n klomp ander wilde diere wat kommersieel aangewend word en as dit heeltemal verbied word, wat gebeur dan met daardie arme oulike katjies en die renosters en dies meer. En dan heel laastens wil ons kyk na die G20 wat verby is, veral in die lig van raswette. En ons wil vra, as ons minder as mense, as jy van die verkeerde ras is in Suid-Afrika, tans in die verlede, en hoe ons as gelowiges soms leiding moet verduur, en wat goeie antwoorde kan wees. Ons hoop dat die Here vir ons wysheid sal gee soos wat ons praat vandag en dat soos wat jy ook luister na ons episode, jy ook mooi sal oorweeg wat ons sê. Maar goed, ons skop af met die hoofman oor 100 daar by die DA, John Steenhuisen, wat blyk asof hy in sy openbare rol en sy persoonlike hoedanigheid nie heeltemal sy eie wiskunde kan by tred hou nie. Jaco, het jy 'n gedagte oor die man en sy kredietkaartskuld voordat ons bietjie gesels oor homself uit 'n skuld trap uit te kom, as julle my Engels sal vergewe? Ja, ek meen ons gebruik nou 'n nuwe storie wat oor John Steenhuisen gaan, maar ek dink ons het ook mekaar gesê ons wil nie John Steenhuisen alleen aan die kapstok hang nie. Dit gaan nie hier oor die man John Steenhuisen, dit gaan eintlik hier oor 'n beginsel wat ons sien. En hierdie ding trek eintlik baie wyer as ons net dink aan al die korrupsie en skandale wat ons in die regering sien oor selfverryking, ministers wat betrokke is by kaderontplooiing, baantjies vir boeties, entrepreneurs. Dit is maar alles gekoppel aan een kant is skuld en aan die ander kant is ook selfverryking en hoe dit maar 'n siekte is, nê? Dat die Bybel vir ons ook leer dat geld is die wortel van alle kwaad. Die liefde vir geld. Nie geld nie. Dis die liefde vir geld. En ek dink agter al die goed sit maar die gierigheid, nie, of jy nou in skuld is en of jy 'n vol bankrekening het wat jy gesteel het. En ek tong nie kies of jy Kat Matlala wat ook in die voor die hof verskyn. Ja, en vir Bekesele R500,000 gegee het. Ja. En met tong nie kies of jy nou 'n rusbank vol dollars het en so voort. Jy weet, alles gaan maar oor gierigheid en gierigheid dryf of dat jy jouself net meer verryk met meer bereik, groter en beter en beste. En ook dit lei tot skuld, want nou kan jy nie leef soos jy wil nie, maar jou blink oë, en dis wat 1 Johannes mos praat, die liefde vir die wêreld se grootsheid, dryf jou om daai lewensstandaard te hou en ook te verbeter. En ek dink dis die eerste ding wat vir my uitstaan hier so is die karakter van leierskap. Dit is eintlik 2 dinge, die hele gierigheid wat nou in regering posvat, en as ek dink aan Romeine 13, ek weet dit is baie aangehaal in die COVID tyd dat ons moet onderwerp aan die owerhede, en die Bybel sê dit en is reg en goed so, maar dan ons moet nie vergeet dat die Bybel ook vir ons sê dat die regering is daar deur God ingestel vir die goeie van die burgers. Dit beteken dat daar is, en hulle is ingestel deur God en dat daar verantwoordelikheid op hulle is om te lei uit voorbeeld uit karakter uit, né? Ons selfs in die kerk maak ons hierdie fout om te dink dis politiek, dit is buite God se domein. Dit is nie waar nie, want God het duidelik gesê hy stel hulle aan en hulle glo nie eens om nie, hulle is daar om te regeer volgens sy wette en volgens goeie leierskap. En so dis van die eerste punt wat jy uitstaan is dat jy is 'n oppositieparty van die land en of jy is die regerende party van die land, jy loop rond met 'n groot fasade, jy dwing 'n klomp wette op mense, jy kritiseer ander partye, jy kritiseer ander mense,
maar by jou eie huis en in jou eie lewe, dis asof karakter, morele karakter, deesdae nie meer 'n maatstaf is vir goeie leierskap en politiek nie. En ek dink om weg te stap van, want ons wil nie noodwendig 'n mens bespreek nie, maar waar ons mense wel kan bespreek en hulle volle glory warts en al is uit die skrif. En ek dink as ons dink aan 'n Eli in die Bybel, daar in 1 Samuel lees ons dat hy en sy seuns al die vet van die offers wat vir die Here moes gaan vir die brandoffer, wat daai heerlikheid moes skyn in die brand van daai vet, dat hulle dit geëet het. En ons lees dat Eli 'n vet man was. Die heerlikheid wat aan die Here behoort het om sy middel gaan sit sodat hy 'n indrukwekkende groot man was. En sy uiteinde van hierdie leier van Israel wat so teleurstellend was tragies. Hy val en hy breek sy nek onder daai gewig. Maar ek dink mense sien dit regdeur in die Bybel veral die opdrag tot ouderlinge. Ouderlinge moet hulle eie huisgesinne goed kan regeer. En die huisgesin en die skrif was nie net soos jou huise budget nie, dit was eintlik jou hele besigheid, al die knegte wat in die huis was, of dit nou slawe was of nie, dit was 'n hele besigheid wat jy moes kon bestuur en verantwoordelik werk. En dan net rondom die gedagte van skuld, die skrif leer ons eintlik jy moet binne jou middele leef. En om skuld te maak is om van jouself in die toekoms te leen en jy betaal vir daai skuld. Daar's 'n koste daaraan verbonde. So jy betaal eintlik dubbel daarvoor. Jy het minder in die toekoms as wat jy sou wou gehad het. En dikwels ook rondom kredietkaartskuld, want dit is so gerieflik. Ook hier met Kersseisoen op hande en met Swart Vrydag hier, ek hoop julle koop goeie specials, is jy sê, nee, ek sal nou 'n bietjie afknyp en my skuld aangaan, maar dan in die lange duur sukkel mens jou bas af om dit te betaal en om uit daai trap uit te kom. Is asof jy net klei trap maand na maand na maand. En die antwoord is dat ek dink tot 'n groot mate is eerstens ons moet nee sê vir lieksede. Ek was nou die dag by 'n praatjie van PSG en hulle het gesê die groot goeders wat tans geld maak is jou subskripsiedienste, waarvoor jy elke maand 'n fooi betaal, soos jou die musiekplatform waarop jy ingeskryf is of dies meer. En toe dink ek nou by myself, maar hallo, ek het sulke subskripsiedienste wat ek skaars gebruik. Ek het iTunes op my telefoon en ek dink is R60 'n maand en ek koop waaragtig nie elke maand soos in die ou taal 'n nuwe CD wat ek opluister nie. Ek het tans Karike Kesenkamp vir my dogters van ons vrot luister. En ek luister nie veel musiek van my eie keuse nie, maar ek meen as ek 'n CD gekoop en dan was dit R100 3 jaar terug maar nou is dit R60 elke maand vir 3 jaar wat ek aanhou betaal. So jy weet, die ouens het 'n finansiële model wat geld maak, maar ek is besig om te verloor. Dit is beter om nie so 'n subskripsie te hê as ek dit nie reg gebruik nie. So dalk is dit beter om te koop en te hou as om elke maand net in te skryf, alhoewel jy nou die groot leksheid het van 'n hele biblioteek. Maar ja, Jaco, net ek meen dit is nou nie breë gestel, maar jy het dalk 'n gedagte vir iemand wat klei trap in skuld om uiteindelik daar uit te kom. Want mens tref ook onderskeid tussen goeie skuld en slegte skuld, maar Ja, ek sal graag 'n skrif op u wil inbring voor ek verder reageer. Spreuke 22:7. Die ryke heers oor die armes en hy wat leen is 'n slaaf van die man wat uitleen. Nou hier ek behoort aan Netbank. Hierdie teks sny twee kante toe. Dit sny na die ryke toe en na die arme toe. Die ryke heers oor die armes. Nou, dis nie in 'n positiewe sin hier nie en ek dink dis wat ons die siekte van ons tyd sien, hoe regering en amptenare wat natuurlik nou aansluit by die storie waarmee ons besig is, regeer met 'n harde hand oor die mense en hulle self verryk en in posisies kom waar hulle uit glaskastele kan sit en regeer oor mense, want hulle die bronne wat hulle kry, hulle het toegang tot geld en om meer geld te kry deur verskillende sisteme. En so wys hierdie teks vir ons dat die rykes heers op 'n liefdelose maar is
sugtige manier oor die mense en dis nie goed nie, dis nie reg nie. Leiers moet met verantwoordelikheid dien. Leiers is aangestel om te dien, nie om gedien te word nie. En ons vergeet daai beginsel selfs in regering. Tweede ding is, as jy leen, en dis vir die armes en wanneer jy nie iets het nie, moet ons altyd onthou, as jy leen, as jy opgeteken het vir iets, jy is 'n slaaf van daai ding, hy sit op jou, kom elke maand deur. Nou natuurlik, ons weet almal van huiskoop en die noodheid van huiskoop en karkoop, ons daar's goeie skuld ook, soos jy sê, dinge wat ook noodsaaklik is. Maar ja, ons moet versigtig wees dat ons onsself vasmaak met oor die inkomste vir tye wanneer daar nie geld is nie en wanneer ons ook ons moet vooruitdink van die seisoen wat voor lê. Ons moet mooi kyk waar ons tans is. Weet, mense dink baie keer in die oomblik en ek het self al daai foute gemaak. Jy dink in die oomblik en nou werk dit vir jou, maar jy moet vooruit ook dink, waar gaan ek oor die jaar wees? Oor die jaar begin my kind studeer. Nou koop ek 'n nuwe 4x4 nou omdat ek dit nou kan bekostig, maar oor 'n jaar moet my kind universiteit toe gaan en dan kan ek dit nie meer bekostig nie. Dan is jy vas in 'n kontrak, jy is 'n slaaf. En ek dink ook 'n groot siekte vir my en ek sien dit in ons middelklas ding 'n lewe uniek en ek dink dis dinge wat ons in die kerk baie hard moet oor begin praat. Ons het baie gemaksigtig geraak in ons middelklas lewe. Dis altyd die soeke na meer. As ek 'n 3 slaapkamer huis het, moet ek hom maar 4 kamer slaapkamer maak op staan. En ek moet elke dag ten minste een R30 cappuccino hê. Ja. En ek kan nie tevrede wees met daai 3 slaapkamer huis nie, né? Hy moet oorgaan na 'n 4 of hy moet dan nou ook 'n iewers 'n lekker vertrek. Byna ek skiet nie goede af dat ons ook kan geniet en plesier nie. Ons is nie te sê en dan moet dit nou oorgaan dan moet dit nou oorgaan na 'n dubbelverdieping op 'n stadium as my middelklas status bietjie groei en dan die gemiddelde man moet ook 'n strandhuis hê. Nou al die goed wat ek sê, weet ek speel mos nou maar nie rondte om ons. So asseblief hoor my reg luisteraars. Ek sien nie dis verkeerd nie. Maar ons moet realisties mens mag vakansie hou. Ja, maar ons moet ook oor die kerk van die Here dink, né? Ons kan nie ons eie lewe verryk en vergroot terwyl daar kerke om ons wat nie eens 'n predikant kan betaal nie. Ons eie kerk kan dalk nie eens 'n predikant betaal nie, terwyl ons net daai bare minimum van ons dankoffers gee, maar sodat ek daai groot huis en daai beter 4x4 of daai derde kar of daai boot kan hê. Ja, en dat jy jou kerklike bydrae inkort, want ek wil tog maar net vir myself, dit is hoe ons dink, waar kan ek spaar? En jy spaar eerstens by, of dikwels, nie eerstens nie, maar dikwels is dit Maleagi wat sê, waar is die eer wat my toekom, sê die Here. Julle beroof my, julle betaal nie julle tiendes nie. En dis omdat ons onsself betaal. Ja, so daar's wysheid nou, en net ook rondom die banier, as jy in die sop is wat finansies betref, eet maar sop. Jy hoef nie die duurste kosse te eet nie. Mens kan oor die weg kom met minder. Dis miskien 'n vernedering, maar jy kan met spaarsamigheid kan jy baie ver kom en jy kan 'n mooi lewe leef. Ons bid vir ons daaglikse brood met rede. En daar's dus iets moois van 'n gelowige wat oordeelkundig en in eenvoud sy ding doen, wat nie altyd 'n nuwe kar ry nie, maar wat die kar wat hy het in stand hou, wat nie altyd of elke jaar die nuutste goeders het nie, maar ja, sodat ons ook daar wysheid sal aanleer en 'n voorbeeld sal wees en 'n lig en dalk selfs kan getuig soos Herodes aangetuig was deur Johannes die Doper oor sy morele lewe, ook aan mense wat onverantwoordelik is wat hulle finansies betref. Jy is nie 'n goeie rentmeester nie. En dit bring ons by ons volgende een. Ons volgende tema van môre is as jy ooit 'n leeu wil jag. Ons het verneem van die ministers wat geskommel het en oënskynlik is daar redes agter dit, die groen lobby of die hunting lobby, soos wat die nuusberigte wat ek het lees, sê die ouens dryf. Ek wil nie te veel oor die politiek ingaan nie, maar net vra, hoe moet ons die natuur waaroor ons as rentmeesters aangestel is, reg bewaar? Beteken dit ons moet voor die voet sê ons kamp gedeeltes af, soos byvoorbeeld die Kreurwiltuin en ons laat die diere aan hulle self oor, versorg hulle met belastingbetalers geld en met toerisme inkomste, of is daar 'n ander manier om dit ook te benut? Jaco, ek weet nie of jy
jou tone in hierdie badwater wil sit en besluit of dit te warm is vir jou nie, maar dis maar 'n sensitiewe ding. Ons het almal Lion King gekyk. Ja. Nee, kyk, ek dink dis 'n belangrike onderwerp, want daar sit iets baie groter agter dit as net die onderwerp op die skerm. Ja. Dit is maar die hele, ek gaan nou die Engelse term gebruik, die hele groen beweging of Greenpeace beweging, dis maar baie groot in liberalisme. Deesdae as iemand 'n prentjie van sy jag ekspedisie op Facebook plaas of iewers op Instagram praat, dan is daar 'n klomp mense op hom. Dis walglik, dis lelik, jy mag dit nie doen nie. Wat 'n plesier is daarin wat jy kan kry. Jy poseer nou met hierdie blou wilde beeste wat jy geskiet het, of die buffel of wat ook al dit is. En nou word dit nog 'n leeu ook. Okay, miskien kan ons nog toelaat dat jy 'n blou wilde bees skiet, maar mens skiet nie 'n leeu nie. Nou ek dink hierdie ding is baie. Dit is amper so erg as om iemand se hondekind te skiet. Ja. Daai grens, want ons is so lief vir diere as vir mense. Dit loop ek val in die rede. Dit loop deur na troeteldiere ook. Mense verafgod hulle troeteldiere. As mense in die wêreld wat trou met troeteldiere, né? Ja. Sulke goed te gebeur, letterlik. Ek het dit al stories van dit al gelees. Maar anyway, so wat ek wil sê hiermee is, so agter die hele ding sit daar hierdie hele idee van dat daar word meer gemaak van diere. God het die mens geskape na sy beeld met 'n siel, en God het nie diere gemaak met 'n ewige siel wat jy weet wat ewigheid toe gaan nie, maar God het ons ook wel 'n verantwoordelikheid gegee om met verantwoordelikheid om te gaan met die natuur. I mean, die skepingsopdrag is dit duidelik, gaan en heers oor die aarde, regeer daaroor. So ons het 'n roeping om goed te regeer, verantwoordelik te regeer. Ons kan, as ons boer, dan boer ons met verantwoordelikheid. Ons oorbenut nie die grond, put die grond uit tot hy 'n kaal vlakte is, dat daar niks is nie. Ek meen, ons kan dit deur die hele geskiedenis van Israel sien, en as goeie boerepraktyke, en so selfs as tegnologie vorentoe gegaan het ons nuwe kennis hoe om grond goed te benut. Dieselfde met die hulpbron, wild is 'n hulpbron, maar ons eer dit ook as God se mooi skepping wat hy ook vir ons gegee het, waarin ons ook sy hand sien. Maar dit is nie 'n mens nie. So ons kan, die Here het vir ons gesê, hy het al die vrugte en die diere vir ons gegee om van te eet. En dit wat deur gebed, sê Paulus, gereinig, ontvang is in dankbaarheid, is heilig voor die Here. So ons wild kan ons kan dit gebruik en ontgin op verskillende maniere, ook om dit met moderne tegnologie nog verder te bevorder. En ek dink daar's verskeie wetenskaplike navorsing wat al gewys het dat goeie wildbewaring, plase wat met goeie jagbeginsels die wild verkoop, verskiet vir seisoene, het al sekere getalle verdubbel. Maar ja, jy weet die son is oral, en selfs binne daai bedryf is daar ook misbruik, jy weet. Daar's 'n verskil tussen 'n jagter en 'n slagter. Ja, en ek dink persoonlik hierdie is miskien 'n bietjie gevaarlik, en ek het nie mooi gedink hieroor nie, maar ek dink daar is 'n vorm van trofeejag wat vir my 'n bietjie 'n grens van moraliteit oorsteek. Weet waar jy hierdie ouens van Amerika kaaf kom met dollars en net vir plesier skiet, en daar word die karkas ook net oorgegooi vir okay, wat jy ook al daarmee maak. Nou so daar is elemente. Gewoonlik word daai karkaste daarom deur die gemeenskap benut. So dit is maar dis nie alles kry sy photo opportunity, maar daar's industrie rondom dit. Dis sulke dinge wat mense wel moet oordink en vra wat is verantwoordelik Bybels daarmee om te gaan. Maar die hele beginsel van wat natuurlik hierdie, kyk, dit gaan nou hier oor Oukamp wat aangestel is as minister van ek kan nie nou portfolio onthou nie, maar hy het self 'n jagter is. En nou spring al die greenies en die liberales op en hulle wil hom aankla en almal uit verwyder word. So dis maar agter die storie. Maar die punt wat ek wil maak is, goeie bewaring, gebruik van die natuur, dit is nie 'n mens nie, dit is diere, dit is gegee vir bewaring, maar ook vir goeie benutting en gebruik. In die woorde van ons belydenis, God het alles geskep om die mens te dien, sodat die mens sy skepper kan dien. Ja. Ons is 'n hiërargie in die skepping. Dit is wat God gerig is. Ja. Uiteindelik. Ja. So ja, dit is my kort gedagte. En so ek dink as jy gaan kyk na boere wat hierdie tipe ding doen, daar's regtig eintlik al mooi stories gelees hier. Daar's ouens regtig 'n groot liefde en ons Christene ook. Ja. Ons gaan dink in Suid-Afrika die
bewaring van die bontebok hier in die Wes-Kaap. Dis boere wat daai bokras van uitwissing gered het. As jy 'n bontebok wil gaan skiet, ek dink is R80,000. So elke bontebok wat jy skiet, pomp massiewe hoeveelhede geld in 'n plaas en in 'n boer se kitty in, sodat hy dan is dit lonend om die bok te bewaar. As dit nie soveel werd was nie, as jy eerder 20 beeste in daai veld ingestoot het, want dat is makliker om te werk. So dit is wonderlik as iemand daai bok gaan skiet vir sy R80,000, want dan skielik het hy 'n waarde, en so word hy bewaar omdat hy waardevol is. Anderster sal dit beeste en bokke en dies meer wees. Ek wil 'n interessante staaltjie uit ou Israel uitlig, nee, want die rentmeesterskap het natuurlik in praktyk uitgespeel, veral onder die seremoniële bediening van die Ou Testament. En ons weet dat anders as vandag, waar 'n boer, as jy al die megaboere storie gekyk het, ek het nog nie, maar jy moet elke 10 jaar jou boerdery met 10% uitbrei om met inflasiekoers te hou, sodat jy nie verarm nie. So jy weet, as jy in die Karoo skaap boer, dan moet jy nog 10% se grond aankoop en 10% meer skaap hê, maar dis nie noodwendig dat jy die draagkrag van jou grond kan vermeerder nie, want dit is nou net wat dit is. Maar nou in ou Israel was dit natuurlik teen die wet van die Here gewees om familiegrond te verkoop. Dit moes deur die geslagte in die familie gebly het, so dit het hierdie punt van rentmeesterskap, dat jy dit wat jy ontvang uit die genade van die Here moet veredel, het dit baie skerp geplaas, as ek is 'n ontvanger en ek moet goeders beter maak, en dan in die argeologie en van die onherbergsame streke van Israel het hulle klippe gekry wat gepak is, wat die dou van die see kry en dit afkanaliseer, en daar het hulle wingerde in dies meer gegroei in onherbergsame gebiede, omdat hulle nie imperialisties was, wat gesê het, ons moet die Moabiete se grond vir onsself inpalm nie, is nie, hierdie stuk aarde wat die Here vir my gegee het, moet ek bestudeer, ek moet dit benut, ek moet dit ontwikkel, ek moet kyk na wat hier aangaan, en dan tot eer van die Here benut, en dit is dan tot eer van die Here, uiteindelik, dis tot heil van die mens, dit is tot veredeling van die natuurlandskap, so dit vra van ons om, ek wil sê ekonomies te dink oor dit wat die Here vir ons gegee het, hoe ons daarmee werk, en dis al ons gawes, dis natuurlik nie net wild nie, ons kan dink aan die renosters in Suid-Afrika en diere, daar's 'n klomp voorbeelde van dierspesies wat al van uitwissing gered is deur optrede. Ons kan dink aan Paul Creer in die afvaardiging van die Sabi reservaat destyds wat die kreerwild ingeword het. As gelowiges wil ons rentmeesters wees, maar rentmeesters, ek het vir my cribnotes gemaak, dis iemand wat iets uit genade ontvang van die Here af uiteindelik, en omdat jy dit ontvang, moet jy dit oppas, jy moet dit koester, soos wat jy die kindjie waarvan jy die pappa of mamma is ontvang en koester en oppas en die beste gee, en dan wil jy uiteindelik dit wat jy ontvang en gekoester het oordra. Jy het 'n bemaking, jy het weer 'n testament. Ek wil aan die volgende geslag dinge oordra wat hulle weer beter maak. Nou in die populêre marxistiese taal is dit white privilege. Maar ons kan dit eerder as verbond seën. Ons ontvang, ons pas dit op, ons dra dit oor, en ons is teenoor die Here daarvoor aanspreeklik, vir hoe dit wat hy aan ons gegee het, hoe ons dit opgepas het en oorgedra, dat ons dit veredel het, en dit moet die gelowige se oogmerk wees, en dis ook daar by die kredietkaartskuld, ons is ontvangers, wat goeders moet oppas en oordra, en ons wil nie ons kinders massas en massas skuld laat erf nie, dit is 'n wrede ding om aan 'n gesin te doen. Ja, goed. Ek dink dis hierdie tema. Dan heel laastens was daar 'n G20 feesviering in Johannesburg gewees, en daar in Oos-London waar ek vandaan gekom het hulle eens op 'n tyd die Eysterman 3-kamp gehad, en dan met daai naweek voor die tyd, of die 2 weke voor die tyd, ja, hoe raai wat het dan in die strate gebeur waar die Eysterman gedraf sou word? Nee, vertel my. Strate was gevee. Dit was opgeruim. Dit was pragtig. Dit was die bekendste tyd van die jaar gewees, maar interessant genoeg, die Eysterman het dit self gedoen. Dit was nie die munisipaliteit wat dit gedoen het nie. En
hulle het uiteindelik daar onttrek en ek is nou nie in Johannesburg en Pretoria nie, maar ek verneem dat dit baie dieselfde daar gegaan het, dat strate en veiligheid wat ons weet hoe dit gewoonlik gaan, dat dit skielik geskitter het en dat daar blydskap was en dat daar vreugde en vryheid en dit net te wonderlik was buiten vir 'n paar verkeersknopings. So dat bietjie bo blink onder stink miskien. Maar ons is dankbaar vir 'n mooi geleentheid. Maar wat ons dan juist oor wil praat is baniere en raswette wat veral solidariteit in die smeer en dan ook die IRR, die Instituut vir Rasseverhoudinge en die Vrymarkstigting in die smeer probeer hulle onder die aandag van mense kry. Ons het raswette in Suid-Afrika wat insluiting in die ekonomie belemmer, dat dit tot uitsluiting lei, tot nadeel van die groter ekonomie en natuurlik is, ek dink elkeen van ons het 'n anekdote rondom dit. Ek is wit, ek is Afrikaans, ek trek voordeel uit die vorige bedeling, maar my eie familie trek nie voordeel uit die huidige bedeling nie. My broer is in België, want hy kon nie werk kry in Suid-Afrika nie. So hy moes elders heen gaan en daarmee saam is 'n gesin weg, daar's 'n ekonomiese aktiwiteit rondom dit weg, want daar sou 'n huis gewees het en produktiwiteit en kinders in 'n skool en industrie en alles rondom 'n gesin is nou skielik elders. So daar word goeders gevoel en die vraag is dit bloot regstelling of is dit uiteindelik dat Suid-Afrika as 'n geheel, as 'n ekonomiese geheel lei onder uitsluiting in die ekonomie. Jaco, hoe staan jou gedagtes oor hierdie saak? Is dit die sondes van die verlede wat ons nou inhaal? Is dit sondes van die hede wat, dit is maar 'n tammeletjie. Hoe sien jy die ding? Ja, tongenetjies wil ek begin deur te sê, waarvoor staan G20? Gone in 20. Gone in 60 seconds word gone in 20. So, ons het hierdie ding gehad in Suid-Afrika. I mean, die hele jaar fireworks het geflash en nou is dit verby, ja. Ja, Gauteng is nie eens gereed gewees nie. Cyril Ramaphosa het gekla oor hoe vervalle is die strate. Mense het nie water nie vir weke of dae, nie so lank nie. Paaie stuk en ek het self vir jaar paar keer gereis Gauteng toe. Rote, ons ry van een plek na die lughawe toe oor seker 20 rote waarvan ek dink nie eens een lig op het nie. Een plek was daar 'n lig op, maar het nie eens gewerk nie. Dit lyk of jy, ja, ek weet nie hoe moet ek sê nie, iewers deur die agterstrate van een of ander plek ry. En die volgende oomblik is die G20 en jong, die beste word uitgepoets, net sekere strate, daar word ook sommer gesê, ons soneer net hierdie gedeeltes, dit gaan reggemaak word. Weet nie, en dan op die einde van die dag kom ek terug by hierdie hele situasie van wat jy gesê het, bo blink onder stink en ons leef in hierdie tyd en ek kan nie verstaan dat mense val daarvoor nie. Ons leef in hierdie politieke tyd van hoe jy jouself voordra op die TV of op die politieke platform. Hoe jy jouself voordra, dit bepaal vir mense of jy 'n goeie leier is of nie. Mense is so vasgevang in daai gepoetste beeld wat hulle sien. En mense stem ook daarvolgens. Dis 'n sosiale media siek era waarin ons leef. Politikuste bou vir hulle 'n sosiale platform, 'n sosiale profiel en dis hulle wat gewoonlik die stem kry en wen. Die ou wat op die agterskerm sy hande oprol, in die stikkende strate loop, mense bedien, hy is nie aansien, jy weet nie eens van hom nie. En dis vir my die G20, nee. Ons leef in 'n land waar jy die mense het wat 75 gemiddeld dag vermoor word. Ek werk in die Kaapse vlakte, ek sien hierdie goed, ek het persoonlik al by 'n paar geleenthede waar ek moes wegjaag van 'n geskietery af. Ons sien daagliks mense doodgeskiet. Daagliks bid ons daarvoor. Ons lidmate word wakker met lyke voor hulle huise. Dis nie oordrywing nie. Dis die realiteit, nee. Dit maak my, en ek wou versigtig wees want dit is 'n baie emosionele topik, die moet ek vir jou sê, vir my persoonlik.
as gevolg van Nee, maar dis goed dat jy dit sê, Jaco, dit is dan kyk jy na die TV en jy luister na hierdie ouens en jy sien, en ek gaan nie name noem nie, want daar is eintlik veel van hulle. En jy luister en jy sien die smile. En dan sien jy nog hierdie geopolitiese geveg buitekant. En dan hou jy jouself voor en dan luister ek na die praatjie wat op G20 voorgehou was. Ons moet veg vir humanitêre regte. Ons moet die arme versorg. Ons moet die wees en die weduwee. Dit was die president se praatjie. Weet jy, ek het al met die plaaslike counselor gepraat in Wesbank, dis die area waar ek bedien. En ek wil enigiemand uitdaag om wat naby bly om saam met my deur 'n toer toe kom wat ek gaan wys hoe lyk dit daar. Mense se politiek sal baie verander. Jou siening oor Suid-Afrika en politiek in Suid-Afrika en die regerende party en partye sal baie verander. Myne het baie verander. Dit is tot op die meeste, en ek wil dit so eerlik as dit sê, vals. Dit gee nie regtig om nie. Dit is aansien, dit is status, dit is by wie jy is in die wêreld moondhede en plekke en waar jy bly en wie jou kan beskerm. Ek beleef op die grondvlak mense wat diep kwaad is. So hulle sien hierdie goed, hulle beleef hierdie goed. En so wat agter hierdie, en dan kom jy nog en jy het 'n bietjie gepraat oor die wet en dan kom jy nog met sulke tipe kan ek het vinnig in die rede val hier. So wat kyk, Hermanus is nou dis wel 'n Weskaap. Moenie 'n fout maak nie, maar wat ons hier sien is ons perlemoen poachers. Maar as mens bietjie dink oor wat agter dit sit, daar sit agter dit visvang hengellisensies wat nie uitgereik word nie, van die pikkewyne moet bewaar word. Daar sit agter dit Chinese visserskepe wat in ons waters die visse kom uithengel sodat daar nie genoeg vis is nie. En dan sit jy met 'n gemeenskap wat absoluut verarm en wettige inkomste wat histories beoefen was geweier word. En dan gaan stroop hulle op die kus af perlemoen. En dan ja, okay, dis nou teen die landswet en mens wil goeders bewaar en ons pas oor rentmeesterskap gepraat, maar as die ouens wat bo besluite maak sê ons wil pikkewyne bewaar ten koste van menselewens. Ja. Dan het ek baie begrip vir 'n pappa wat sê ek sal eerder perlemoen gaan haal en my lewe so in gevaar stel en moontlik aan tronk toe gaan, maar ek gaan nie gaan inbreek by mense se huise nie, maar die staat maak dit vir my onmoontlik om op 'n eerbare manier my besigheid te bedryf. Dan het ek begrip, ek praat dit nie reg nie, maar ek het begrip en deernis daarvoor. Dis nie net 'n sommer so ding nie. Maar skus, ek het jou in die rede geval rondom dit. 'n Paar skrifte wat vir my wel hierop inspeel en ek meen ons moet ook natuurlik hels histories oor die skrifte reg dink, maar daar's tog beginsels vir my. Jesus het vir die Fariseërs in Matteus 23 gesê, julle wit gepleisterde grafte. Ek meen ons sien baie hoe ons leiers hulle self sogenaamd uitgee as godsdienstiges. Ons weet natuurlik ons praat hier van 'n vals godsdienst, maar sogenaamde godsdienstiges. En jy weet, en dan ook Jesaja skryf Jesaja vir die volk en vir sy leiers, julle het bloed op julle hande. En so ons as Christene moet ook onsself 'n bietjie reg oriënteer oor hierdie saak. Want partykeer lyk dit vir my asof ons die regering totaal losmaak van God, asof daai domein van die regering en politiek buite God is. Ja, daai verkeerde aanhaling van Romeine 13, van God het die regering daar gesit en daarom mag jy die regering nie bevraagteken nie. Plus Ramaphosa het op die CSV gedien, so hy het ten minste 'n Christelike agtergrond, so jy durf nie iets teen hom sê nie. Plus hy het 'n baie mooi Engelse aksent, beter as die vorige ou se. Ja. Jy weet daai tipe van ons as Christene en veral Christene, nie net ons eie denominasie Gereformeerde Kerk, maar ook wyer as dit, is dat ons het 'n verantwoordelikheid om die Here se woord te laat geld in die publieke sfeer. Dit moet uitgaan. Christenmense wat in politiek is, moet praat met die regering. Vir die regering sê, julle is nie buite God se domein nie, julle gaan verantwoordelik gehou word. Julle gaan gestraf word, julle het bloed op julle hande. Die Here gaan jou amp wegvat. Hy gaan vir jou maak soos hy met nou kan ek nie sy naam onthou nie, wat later gras moes eet. Moenie dink jy Nebukadneser, Ja, moenie te dink jy's te groot vir hierdie stelsel nie. Daar's al groot man en almal van hulle het al geval.
Die Here is geduldig, dit vat lank, maar ons moet die stem duidelik uitbring dat God het regering bedoel om goed te regeer vir die samelewing. En hulle roeping is om vir die mense te sorg, vir die burgery op die grondvlak te sorg, veiligheid te gee, omstandighede te skep waar binne werk kan floreer, wette, polisieering, mense se veiligheid. Daai goede word nie eers nog gekyk nie, terwyl ons op 'n wêreldplatform oor aansien praat en aansien politiek bedryf. Ja, dat jy daai talking points het, jy sê die regte goeters, maar weer eens, soos by Steenhuisen, dit wat in jou eie agterjaard gebeur, is nie in orde nie. Jy weet, jy maak klanke oor Gaza, maar jy sê niks oor Sudan of Nigerië nie. En dan soos jy na verwys het in die einde van jou opkommentaar, ek meen, ek sal 'n bietjie lank aan, maar BEE, BBB, EEE, ek ken ook nie eens meer al die BB's en die E's en hoeveel daarvan dit is, al nie, so gat hulle aan. Is ook 'n groot onderwerp wat hier dan koppel. Die politiek van skuld is nie goeie regering nie. Om mense die hele tyd te blameer en aanhoudend te verwyd en aanhoudend dan ook te straf. En dit wat ons met daai beginsel doen, wat maar uit hierdie hele platform waarin ons ook betrokke is met die G20 vloei, skep 'n nuwe toksiese omgewing wat nie die welstand van die nasie bevorder nie. En dit is waar ons nou is. Terwyl die Here ook vir ons leer dat ons moet vergewe, ons moet aanbeweeg, ons moet positief vorentoe bou en regering. En nou weet ek daar is Christelike beginsels in die Bybel vir die kerk, maar die regering moet tog ook daarin 'n rol speel, want hulle is deur God aangestel. Hulle moet goeie beginsels daarin praktiseer van hoe leef ons as 'n nasie voort. Maar die huidige bestel wat ons het, leef en floreer op skuld en skuldgevoel. Daarmee wen hy sy verkiesing en daarmee wen hy vir hom stemme. Ek dink kom ons trek ook net vinnig ons gesprek want ons het nou 'n bietjie wyd gegaan, maar oor raswette self. Die uitsluiting van, jy weet, om 'n werksplek in te rig volgens jou belkurwe. Jy kort ek soveel uit swart mense, jy kort ek soveel uit persentasie vroumense, jy kort, jy weet om 'n plek volgens dit in te rig. Wat is gedagtes wat jy het? Is dit iets wat ons uit die skrif uitken? Word daar is daar lyne wat ons kan trek? Jaco, wat dink jy in beginsel uit die skrif oor daai bepalings? Daar's 'n teks wat ek nou gou vinnig wil soek, want jy vang my bietjie vinnig in my kop. Die vaders sal nie betaal vir die skuld, die kinders sal nie betaal vir die skuld van die vaders nie, is die beginsel wat hier geld. Nou, daar is ook Saggeus en daar is ook restituisie, ons aanvaar dit. Ja, die Bybel is baie duidelik daaroor as Maar daar moet ook 'n vervaldatum wees. My kinders is nie gebore in apartheid nie, hulle is selfs heelwat na apartheid gebore, hulle verstaan dit nie eers nie. Hulle het my al gevra, papa, hoekom moet ek betaal nie, ek verstaan dit nie eers nie. So, restituisie moet op so 'n manier gedoen word, dis 'n Bybelse beginsel, maar dit op so 'n manier gedoen word, dat dit nie die volgende generasie presies onder dieselfde skuldlas as die vorige generasie sit nie. Daar moet natuurlik 'n gesonde balans wees, maar daai beginsel geld ook dat ek kan nie, ons het ons kinders byvoorbeeld grootgemaak in die regte wêreldbeskouing van ras en van Christus se kerk en van die wêreld en in die beeld van God. Maar hulle betaal, né, op plekke. So die beginsel van restituisie is geldig, maar dit het ook 'n gebalanseringseffek amper wat moet afplat op 'n stadium. Na almal. Ja, as mens dink wat mens hoor uit die netbalspanne en so, hoe dit, jy weet, die Springbok rugby is 'n wonderlike voorbeeld van hoe ek dink daar's veel rassigheid wat wonderlik werk. Ek dink nie ons presteer. As ons nie gepresteer het nie, sou dit dalk 'n ander dingetjie gewees. Maar ons hoor van ander plekke waar meriete glad nie geld nie. Waar spanne byvoorbeeld gekanselleer word omdat hulle persentasies nie reg is nie. Mense wat elders werk moet soek. En dit is nou two lefts don't make a right uiteindelik waarby ons opeindig en ek dink dis die groot tragiek dat
daar was 'n minderwaardigheid aan rasse gekoppel onder apartheid, maar daar's nou weer 'n minderwaardigheid aan ras gekoppel onder die demokratiese bestel. En dis asof daar net nie geleer was nie. Dit is dat die regstelling wat belangrik is, eintlik nou 'n verkeerdstelling geword het. En daar moet ek dink met groot wysheid gesoek word. Nou, hoe kan mens werklik armes ophef? Dis nou wat jy net nou gepraat het van daar in Wesbank. Jy weet, jy gaan nie daai ou ophef deur BEE tenders nie, want hy het nie kontakte om BEE tenders in te dien nie. Hy het nie 'n besigheid met 'n klomp stootskrapers om paaie te gaan bou en sê hier tender ek nou nie. Daar is ouens wat op 'n ander manier voortgang, en dikwels is dit deur opvoeding, en dis natuurlik ook as gereformeerdes, ons het baie groot klem op geletterdheid en op denke en skoling en jy weet, dit is so belangrik om daar geleenthede te gaan gee om mense se potensiaal te ontwikkel, dat jy eintlik positief soek om voor te kom, en daar is dat daar dan geleentheid is en dan nie uitsluiting nie. En daar is eintlik elkeen wat presteer in 'n ekonomie word weer iemand wat geleentheid gee vir iemand anders om te presteer, want almal kort weer 'n ander diens. Maar as jy iemand uitsluit deur hierdie politiek van skuld en dis alles jou skuld en jy word uitgesluit, dan verarm jy daai ou se vermoë, maar daardeur ook almal wat hy positief sou beïnvloed het op 'n ekonomiese vlak, lei eintlik ook daaronder omdat hy uitgesluit word. So daar's beginsels agter die ekonomiese en die politiese verskynsels wat ons raak sien, en dit is uiteindelik dat menswaardigheid, die mens as beeld van God, en dat elke mens daai waardigheid het, misken word tans. En ons moet so versigtig wees dat die pendulum nie net van die een kant na die ander kant af oorswaai nie. Daar moet 'n Bybelse begronding inkom iewers. So dominees is wat luister, julle moet preek. Ouderlinge, julle moet huisbesoek doen. Mamas en papas, julle moet sê wat reg is en wat verkeerd is. En dan ook soms om jou leiding te verduur. Om as jy oorgeslaan word vir 'n pos, natuurlik jy kan om geregtigheid pleit, maar as gelowiges verduur ons soms leiding, as jy nie besoldig word by 'n posvlak of geleenthede daar is nie. Dit is soms bitter moeilik. Of as jy in 'n werksomgewing is wat aanvallend is teenoor jou, vanweë jou ras of jou kultuur of die goeters. Dit is so moeilik. En dit sproei uit, presies soos wat jy sê, Jaco, hierdie politiek van skuld. Jy is skuldig, jy moet betaal, daarom is ek eintlik besig om iets goeds te doen as ek jou uitsluit of as ek jou minderwaardig hanteer. En dit is dit getuig nie van ons Here Jesus Christus wat gekom het nie om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Ja, so my opsomming wat ek dink ek wil sê is dat soos restituisie is na twee kante toe. Daar's verantwoordelike restituisie. Jy kan nie restituisie onwys toepas en nou sit jy byvoorbeeld 'n totale onbekwame persoon as 'n polisiehoof nie. Weet, dis nie Bybelse restituisie nie, dis onverantwoordelik, dis nie goeie regering nie. Maar in dieselfde asem kan jy ook nie restituisie onvoorwaardelik, onverwyld vir die volgende 100 jaar of 50 jaar as 'n harde lyn voorhou en generasies op generasies wat daarna gebore word, nog steeds straf vir dit wat gebeur het in die verlede nie. En dit kom aan by daai teks wat ek vir jou gesê het. Die kinders sal nie betaal vir die skuld van die vaders nie. So dis die beginsels wat hier moet toegepas word en dit word alles misbruik vir eie gewin. Dit skep nou 'n generasie, 'n toksiese generasie waar ons sit. En as ek terugkom na ons as gelowiges en as die kerk toe, moet ons meer oor praat. Daar's natuurlik groot verdeeldheid in ons eie midde hieroor. Daar is, in my mening, ook denke wat te veel neig na die woke agenda toe, as ek sê hieroor. En dan sal weer ook denke wat weer te radikaal na die ander kant toe gaan en amper weer na apartheid tipe stelsel toe wil gaan. En so, ons sit in 'n tyd waar ons as kerk dink ek te min praat hieroor. Ons moet onsself behoorlik toerus hieroor. Ons moet 'n opinie hieroor hê, 'n grondige Bybelopinie hê.
ons kerkrade, ons klassisse, ons synodes moet bymekaar kom, ons moet praat hieroor, ons moet 'n siening kan hieroor. Ons moet beleidsdokumente uitsit hieroor en ons moet preek hieroor, ons moet ons lidmate toerus hieroor. Ja. Daarop sê ek amen. Jaco, baie dankie vir ons gesprek vanmôre. En as jy as luisteraar luister, soos wat jy miskien jou vakansie tas inpak, ons hoop al ons luisteraars het 'n mooi Desember tyd wat voorlê. Ons sal nog so 'n paar uitsendings hê, maar ons gaan ook hier by Scriptura 'n bietjie afskaal. Maar as jy gaan vakansie hou, geniet dit, wees vriendelik met jou medemens, straal Jesus se liefde uit, sy ruimhartigheid, oor geestelike en materiële dinge en soek om ter eer van die Here goed te wees vir jou medemens. 'n mooi dag vir ieder en elk. Cheers.